Dis altyd die eerste keer is nie die uitdaging, dis die tweede keer. Dis om te kyk wie kom weer. So ek is dankbaar vir elkeen van julle wat hier is. Lekker om julle te sien. Keuse wat julle gemaak het om uit te kom ook vanaand. Dit sou lekker gewees het om nou Roland Garros se derde rondes te kyk en te kyk hoe speel die vrouens daar lekker daar in die warmte van jou huis. Maar sommer dankie vir jou keuse. Ons het vanmôre vir mekaar gesê vandag is die dag wat die Here redding kan bewerk, iemand se lewe radikaal kan verander, maar die Here kan ook vandag iemand se manier van dink radikaal verander, of dalk iewers in jou gees verander, en jy is nooit weer dieselfde na vanaand nie. So dis die verwagting waarmee 'n mens moet kerk toe kom. Jy kom nie sommer net hier om 'n boksie af te tik nie, jy kom vanaand met daai verwagting. Die Here het vanaand iets in 'n gedagte vir jou. So dankie Here dat ons vanaand so kan saam wees. Dankie vir elke een wat hier is. Dankie dat ons in mekaar se oë kan kyk en dat dit lekker is om mekaar raak te sien. Dankie Here dat ons spoortrappers is wat 'n begeerte in ons hart het om elke dag optimaal raak te leef. En dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons graag Heilige Gees ook saam met U in hierdie Pinksterweek ook die tyd wil spandeer. Ons wil ons harte en ons gedagtes en ons denke vanaand so oop vlek voor U. Ons wil dit so kom neersit voor U en kom vra dat U ook in ons denke, in ons emosies, in ons geesdimensie, Here vanaand ook dit sal doen wat U weet nodig is in ons lewens. Dankie dat ons nou kan sing, ons wil U graag groot maak en U naam loof en prys. Dankie vir die kos wat ons kon eet, dankie vir die hande wat dit voor kon berei het. Ja Here, en daarmee saam wil ons ook kom bid vir ons sendelinge en vir elkeen van hulle wat iewers in die wêreld besig is om 'n ambassadeur te wees van U goeie nuus. Ons bid sommer vanaand opnuut vir hulle, daar waar elkeen van hulle vanaand is, mag hulle U teenwoordigheid nou op 'n besondere manier beleef. Here, ons bid vir U krag, ons bid vir U wysheid, ons bid vir U insig, ons bid vir U beskerming. Ag Here, en ons bid sommer vir moed, dat hulle ook moed sal hê om aan te gaan, al sien hulle nie elke dag die vrug van die werk van hulle hande nie. Here, ons bid dit vanaand in Jesus se naam. Amen. Ek groet jou vanaand in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons het so 'n tema liedjie wat ek sommer net vir julle wil speel. Ons het gesê ons is so vir 'n uur en 'n half by mekaar, so ons gaan nie later as 7:30 op die laaste klaar wees nie. So moenie dink ons gaan 7 uur klaar wees nie. Ek was nou die aand by 'n plek wat 2 ure aangehou het. So dankie vir jou hier wees en dankie dat jy bereid is om jou ore oop te maak en te luister. So kom ons luister sommer na hierdie lied. Soos hy by die tweede vers sing, dan sing hy eintlik ons tema raak. Maar luister sommer net hoe mooi sing Leon Ferreira van my swembad water wat verdamp word en dan reën dit môre op jou plaas. En die wind wat al eergister daar in die Kaap begin waai het, is nou hier deur die Vrystaat en hy tref ons nou hier. En so sing hy sommer net van gister en môre en dan praat hy oor hoe belangrik is vandag. En dis ons Pinkster tema, is om vandag raak te leef, optimaal. Mooi lied, nou, ons sal hom elke aand 'n bietjie luister. Julle kan hom gaan raak, Google as julle wil. Is Leon Ferreira se liedjie. Daar's 'n rede, né? Wat sy naam? Wat? Oor dieselfde son. Dieselfde son. Ja. Want ons het vanmôre vir mekaar gesê, Martin Luther het gesê, ons moet lewe asof Jesus gister vir jou sondes aan die kruis gesterf het, vandag vir jou opgestaan het uit die doodheid en môre vir jou weer gaan kom. Nou daai is ons tema wat ons in hierdie volgende paar dae met mekaar gaan deurwerk. Leef vandag optimaal in pas met die Heilige Gees op vars maniere saam met ander spoortrappers. Vanmôre het ons 'n paar goed vir mekaar gesê en vanaand is ons daar by die tweede ene. Ek het vanmôre vir julle gesê daar is 'n groot storm aan die gang. En daar is 'n reuse orkaan in hierdie wêreld aan die gang. En daardie orkaan se naam is gejaagdheid. En ek het sommer vir julle so 'n videoetjie of 2 om dit net te illustreer. En dan is daar ook iets wat ons moet doen. Partykeer voel dit vir ons asof ons 'n trok is wat iewester daar by Pietermaritzburg teen daai steile helling af is
en ons verloor beheer. En dan is ons of oor die afgrond, of dankie Vader, daar is een of ander manier hoe jy gestop kan word. So kyk sommer 'n bietjie net wat is 'n orkaan en wat maak 'n orkaan aan die wêreld. En so is ons ook met 'n gejaagde lewe besig. Dis nie AI nie, dis 'n ware videoetjie. Hierdie fliek het ek net uitgedoof want hulle vloek hier binne in die fliek, maar dis In the Storm. Ek weet nie of jy al daai fliek gekyk het nie. Ouens wat in 'n storm is, kyk sommer 'n bietjie hoe lyk hierdie orkaan en wat doen hierdie orkaan ook aan hierdie dorp en aan hierdie mense. Vernietigend. Is 'n bietjie Hollywood daarby, maar as 'n mens so kyk na Amerika partykeer op die nuus, dan sien 'n mens as die wind daar deur is, dan is daar niks oor nie, né? Almal hardloop paniekerig rond. In hierdie verwoesting. As die video so 'n bietjie uit fokus uit is, ons het dit altyd gratis afgelaai, maar nou YouTube se SS weergawe het nou net 'n low quality weergawe. So partykeer sukkel hou om die goed mooi af te kry. Kyk 'n bietjie wat gebeur met 'n trok wat so teen 'n afdraande weg hardloop. Kyk hoe skrikwekkend is dit. Kyk dan wat hier gebeur. Metafoor, as ek kyk hoe daai trok so jaag en 'n mens kyk 'n bietjie na ons gejaagde lewe, dan is 'n mens so buite beheer en dan moet daar iets gebeur. Daai uitvindsel daarso met die grond keer daai trok dat hy nie letterlik van daai afgrond af jaag en daar 'n verskriklike ongeluk gebeur nie. Nou Karin het vir ons donderdagoggend baie mooi gehelp met ons hemelvaartdiens en sy het vir ons uit Handelinge 1 uit gesê, toe Jesus so opgevaar het hy eintlik nie die storie klaar geskryf nie. Terwyl hy so opgevaar het, het hy 3 salle in sy disippels en in my en jou skoot agtergelaat. 3 saalopdragte of 3 saalwaarhede. En hierdie waarhede en hierdie 3 salle is gekoppel aan my en jou doel op die aarde. Dit is om, terwyl hy weg is, terwyl hy vir ons plek regmaak, hierdie goeie nuus te gaan verkondig. Hy het vir ons 'n geskenk gegee, het sy gesê, die krag van die Heilige Gees. Hy het vir ons 'n opdrag gegee om met al die nasies bemoeienis te maak en met hulle oor hierdie goeie nuus te gaan praat. En hy het vir ons 'n belofte gegee dat hy weer gaan kom. En totdat hy weer kom, het hy gesê, gaan nou en wees wat? My oortuigers, my advokate, my getuies van die goeie nuus. Gaan werk aan hierdie to be continue, hierdie ellips. Almal op die aarde moet my goeie nuus hoor. Ek weet nie altyd of ons regtig effektief is hierin nie. Dis die Here se opdrag, maar ons sukkel partykeer om dit uit te leef. En ek wonder partykeer of die rede daarvoor nie dalk is omdat ons te gejaagd is. Omdat ons dood eenvoudig te behep is met die skuldgevoelens en die slegte van die verlede en ons is te bekommerd oor die toekoms. En in die proses leef ons nie vandag raak nie. En as jy vandag misleef, dan mis jy geleenthede waar ek en jy aan hierdie to continue of hierdie ellips te kan gaan werk. So ek wil jy moet vanaand
vir 'n oomblik net 'n bietjie stil raak en rustig raak. En ek wil hê jy moet sommer net saam met my aan hierdie advertensie wat ek gekry het dink. Iewester het hierdie ene na my toe gekom, as julle nie weet wie's Adriaan nie, dis my doopnaam. So as hulle my op my doopnaam noem, dan is ek altyd bang 'n scam of is een of ander konkel of kinkel in die kabel. Hulle praat van hierdie Samsung Galaxy S25 Ultra, 'n ultramoderne foon. Hy het al hierdie verskriklike klomp goed wat jy kan doen. Hy 256 GB storage. Jy kry tot Samsung Buds wat jy in jou ore kan sit. En ek kan R20.000 terugkry as ek my ou Samsung gaan gee. Maar ek dink ek het 'n S20, so ek weet nie of ek iewester ietsie kan terugkry nie, né? So dis hoe hierdie nuwe meneer nou lyk. Al hierdie belangrike goeders binne in hierdie kamera en dis wat hulle nou so op my pad gebring het. Ek wil graag hê jy moet asseblief nou jou selfoon uithaal. Julle het mos selfoon. So haal hom gou uit. Jy mag hom nou uithaal. So, as jy jou selfoon uitgehaal het, dan gaan ek vir jou vra om vir die volgende 2 minute jou selfoon te bewonder en na jou selfoon te kyk en jy kan aan hom vat ook. Jy mag nou net die boodskappe en allerlei sulke goeders stuur nie. Maar kyk sommer 'n bietjie na hierdie selfoon wat in jou hand is en terwyl jy so bewustelik na jou selfoon kyk, maak sommer jou ore oop vir die Heilige Gees en sê, wat wil U vir my sê, terwyl ek nou na hierdie stuk tegnologie in my hand kyk? Gaan julle 2 minute kans gee om te doen. Haal jou foon uit en kyk vir hom. Wees bewus. Het julle nie foon nie? Okay, vir 2 minute, bewonder jou device, kyk na hom, raak bewus van jou device, van jou foon, vra vir die Heilige Gees om dit te praat oor hierdie oomblik waarmee jy nou besig is. Jy kan oor hom dink ook as jy wil. Jy kan aan hom voel. Jy kan aan hom ruik. As jy soveel moed het, kan jy hom proe. Raak sommer net bewus van hierdie oomblik. Probeer in hierdie oomblik wees en wees bewus van jou foon. Vra vir die Gees om met jou te praat terwyl jy die foon in jou hand het. Wat hoor jy? Dis 'n baie kragtige stukkie vakmanskap wat daar in jou hande is. Dis ontwerp om jou met die wêreld te verbind. Dit help jou om te navigeer. Google Maps. Jy kan die ongelooflikste memories vir ewig vasvang op daai foon wat in jou hande is. Daar's baie interessante apps en vir julle wat nou jonger is, toepassings. En dit bied jou toegang tot onverteerbare baie inligting. Okay. Verbeel jou, jy sit met die nuutste iPhone in jou hand, as jy 'n iPhone is, of die Samsung, kies nou maar wat is jou brand en waarvan jy hou. Jy het onbeperkte data, jy het cloud toegang, jy het 'n megapixel kamera,
Jy het 'n voice assistant Siri, as jy nou 'n iPhone het, of 'n Bixby, as jy nou 'n Samsung is. Daar's nog 'n klomp ander hulpmiddels op daai foon van jou. Maar sê nou maar net jy gebruik hierdie foon van jou. Net om 'n paar uitfokus, blurry foto's nou en dan te neem. Jy gebruik hierdie foon van jou as 'n glorified horlosie. Jy kyk letterlik net hoe laat is dit op jou foon. Okay? By op uitsondering skryf jy so 'n WhatsApp boodskapie. Maar ook maar net 'n kort enetjie. Jy is nie besig met voice messages nie. Jy stuur niks van dit nie. En by dit alles is jou foon die meeste van die tyd op 3% gelaai en so 1 streepie ontvangs. Okay, jy sal met my saamstem vanaand. Jy sal dink man, ek mors my tyd met so 'n device. Kan julle die Blackberries onthou? Kan julle daai BBM's onthou? Kan julle daai eerste Nokia onthou wat jy so oopgeklap het met die ligdraad wat jy so uitgetrek het, daai baksteen ding? Toe ek 'n foon gekry het, was dit so groot as moontlik en toe het almal so klein as moontlik gegaan en nou word almal weer so groot as moontlik. Maar jy het hierdie toestel in jou hand, maar jy mors eintlik daai toestel se potensiaal. Dit kan mos nie so werk nie. Kragtige fone wat in my en jou hande is, moet optimaal gebruik word. Stem jy saam of is dit een of ander oudmodiese denkwyse? Maar hier is die punchline van hierdie illustrasie. Dis presies hoe ons moderne 2025 mense in die wêreld, miskien nie in Basileia gemeente leef. Jy ontvang elke dag 'n genadegeskenk van God. Jy kry elke dag 24 uur. Want hy hou van vandag. En hy gee vir ons almal dieselfde 24 uur, het ons nou gehoor in die liedjie. En dan gee hy vir my en vir jou die Heilige Gees. God se bemagtigende teenwoordigheid. Ek en jy het 'n wedergeboorte ontvang. Ons is opgewonde oor God se koninkryk. Ons is opgewonde oor die visie wat sê ons is spoortrappers en ons is in pas. Jy is opgewonde om te hoor jy is geroep om vrugte te gaan dra. Jy is opgewonde om vanmôre te hoor, maar moenie vandag misleef nie, leef vandag raak. Maar in plaas daarvan is ek en jy geestelik gedreineer. Ons is moeg. Ons is oneffektief. Ons is soos goeie 3% gelaaide selfone. Jy is ontkoppel van die Heilige Gees. Daai geestelike bemagtiging en daai ontvangs is nie regtig in jou lewe realiteit nie. Ons gebruik godsdiens om kerk toe te kom, om Bybel te lees en om te bid. Baie keer soos 'n check-in lysie, 'n tipe geloofsinklok soos daar by die werk waar jy jou vinger druk om vandag se salaris te verdien. As jy kerk toe kom, op 'n Sondag miskien, of wanneer jy in 'n krisis is. Jou aandag word so afgetrek deur al die goed wat met jou gebeur in die lewe, dat jy vergeet, Genesis 1 en Genesis 2 sê, ek en jy is God se beelddraers. Ons is sy verteenwoordigers op hierdie aarde. Jy vergeet wat staan in 2 Korintiërs 5 vers 20 tot 21 wat sê, julle, ek en julle is God se ambassadeurs wat in hierdie wêreld vrygelaat is om God se goeie nuus met mense te kan gaan deel. Dink sommer net so 'n bietjie hieroor. Reflekteer net so 'n bietjie self. Ons is besig om vanmôre 'n selfassessering te doen. Ons kyk sommer 'n bietjie waar is ons op die radar? En as jy hierdie goeters hoor, waar is jy vanaand? Leef jy soos 'n ten volle bemagtigde volgeling van Jesus? Of is jy geestelik half gelaai? Uiterlik doen jy al die goed reg. Niemand kan fout vind met jou nie. Maar die krag ontbreek. Jy is dalk baie op jouself gerig en
en jy is ontkoppel. Jy is ontkoppel van die geestelike werklikheid. Hoe sal my lewe lyk as ek werklik elke dag vurig in pas, in volle verbintenis met die Heilige Gees leef? Reflekteer so 'n bietjie in jou eie gedagtes. Laat hierdie twee scenario's net vir 'n oombliekie so in jou kop afspeel. Waar is jy? Waar is jy? En waar kan jy wees? Waar kan jy wees? Ons leef dikwels halfgelaai met swak verbindings, geestelik onderbenut. Omdat ons nie ingekoppel is en in pas is met die Heilige Gees. Ons het vanmôre so 'n lekker voelvlug gevat. En miskien was dit ontstellend vir jou, of miskien het jy deur die dag 'n bietjie gedink oor hierdie goeters. Waarmee sukkel ons? Hoekom sukkel ons om in elke dag te leef? Hoekom sukkel ons om vandag raak te leef? Hoe raak dit jou geestelike verhouding met die Here, dat jy die hele tyd besig is met môre en gister en vandag misleef? Hoe kry jy mense dit reg om regtig in pas met God optimaal elke dag te leef? En ek wil so in die begin vanaand vir jou sê, waarom lewe ons in pas? Waarom wil ek elke dag optimaal geniet en benut? Net vir myself? Nee. In die eerste plek, vir die uitbreiding van God se koninkryk en die verheerliking van sy naam. En dan daarmee saam kry ek en jy die byproduk en maak my eie lewe soms sin en word elke dag vir my ook meer 'n avontuur. Waar lê die geheim? Hoe kan ons van hierdie misleef wat ons vanmôre vir mekaar gesê het, beweeg na 'n raakleef van elke dag? Ek dink ons kan die antwoord hiervan gaan kry in Romeine 5, 6, 7 en 8. Nou ek het nie vanaand tyd om al daai gedeeltes met jou te lees nie, maar jy kan regtig in jou stilte tyd hierdie week Romeine 6, 7 en 8 sommer net gaan lees. En as jy Romeine 6, 7 en 8 gaan lees, dan kry ek en jy die antwoord, die stukkie geheimenis oor hoe 'n mens elke dag kan raak leef. Ek wil vir jou net so 1 of 2 verse lees. As jy so in Romeine 7, daar by vers 15 lees, dan staan hier die volgende woorde daar. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. En as jy so 'n bietjie verder lees, dan staan daar, ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, dat dit nie die sondige aard is nie. Daar's by my wel 'n wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek elke dag. En dan gaan ek nou so 'n bietjie stil staan in Romeine 8 by so 'n paar verse. Daar's 'n geestelike oorlog, skryf Paulus hier in Romeine 6, 7 en 8. Daar's 'n oorlog tussen my vlees en my gees. Dit wat my gees wil hê en dit wat my vlees wil hê. Die gees binne in my is daai stukkie wedergeboorte wat die Here Jesus Christus bewerk het toe ek hom aanvaar het as my verlosser en saligmaker. Dis daai stukkie Nikodemus, wedergeboorte, het ek 'n stuk gees in my. Maar in my, op daardie dag, met my wedergeboorte, het my vlees en my eie selfsugtige begeertes ongelukkig nie ook gaan lê en tot niet gegaan. En nou kom skryf die Bybel en Paulus kom sê hier, ek is gered, ek is wedergebore. So binne in my is daar 'n stuk gees. Maar binne in my Paulus is daar 'n stuk vlees, selfsugtige eie ek begeertes, 'n stuk sarx in Grieks, wat in opstand is teen hierdie wat die gees wil. En Handelinge, Galasiërs sê vir my en vir jou, dat dit 'n oorlog is. Hier's 'n voortdurende oorlog tussen wat my gees wil en wat my vlees wil. En dan kom skryf hy hier in hierdie gedeelte, skryf hy vir ons dat dit 'n stryd is, dit wat hy wil doen, dit doen hy nie. En dit wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. Hierdie oorlog hier binne in hom is 'n realiteit. As hy nie wedergebore is nie,
dan ken jy nie so oorlog nie. Dan is dit waarvan hy hier praat irrelevant, want dan is jy net aan jou vlees uitgelewer. En dan is jy net aan jou selfsugtige eie begeertes van elke dag uitgelewer. Maar die oomblik as ek en jy tot wedergeboorte kom, dan gebeur daar ietsie binne in jou. Dan word my en jou gees wedergebore, en dan is my gees in opstand en in oorlog met wat my vlees wil. Hier in Romeine verduidelik Paulus dit vir my en vir jou baie mooi. Nou ek wil hierdie vlees en gees oorlog, wat elke dag in my en jou lewe aan die gang is, wil ek vanaand gebruik, die beginsels wat Paulus hier toepas, om vir my en vir jou te help om teen die vlees te veg, wil ek vanaand toepas en gebruik om jou te help, om hierdie lewe waarmee ek en jy besig is, hierdie gejaagde lewe aan te vat. Want ons het vanmôre van mekaar gesê, my brein is so geprogrammeer om met môre en gister besig te wees. My vlees is so gemaak. My selfsugtige begeertes, het ons vanmôre gehoor, soek en is in soeke na identiteit en doel in die lewe, is besig, wil die hele tyd kompeteer met ander mense, wil die hele tyd die beste wees, soekend, daar's 'n oorlog. Daar's 'n gedeelte in my wat elke dag wil raakleef, die gees. En dan is daar 'n gedeelte in my wat so behep is met 'n gejaagdheid en met 'n haastige lewe dat ek dit heeltemal mis. En hier's 'n oorlog tussen hierdie twee goeders. My vlees wil nie hê dat ek elke dag moet raakleef. Want as my vlees, my eie selfsugtige begeertes elke dag raakleef, dan verloor dit. Maar die oomblik as ek en jy tot wedergeboorte kom, dan is hier heeltemal 'n ander prentjie. Dan word Jesus my koning en my Here. Dan is daar iemand anderster wat in my lewe tevrede gestel wil word. Dan is daar iemand anderster in my lewe wat ek graag gelukkig wil hê. Die vlees is onversadigbaar. My en jou vleeslike begeertes is onversadigbaar. Daarom dat ek en jy so jaag na meer en meer en vinniger. En dis hoekom ek en jy so maklik in hierdie striptrap van die wêreld en die kultuur van die wêreld wat sê, hoe vinniger jy beweeg, hoe haastiger jy is, hoe gejaagder jy is, by hoe meer goed jy betrokke kan wees, hoe beter is dit. Waar God sê nee, ek het 'n ander ritme. Ek wil hê jy moet vandag raak leef. Want vandag het ek vir jou geleenthede, sodat my koninkryk uitgebrei kan word en ek verheerlik kan word. Paulus praat in terme van oorlog hier. Dis 'n stryd. Jesus self sê in Matteus 26 vers 41, as hy daar so besig is om bloed te sweet, as die waterdruppels, die sweetdruppels op sy voorkop verander in bloed, dan sê hy vir sy disippels, die gees is gewillig, maar die vlees, jou eie selfsugtige begeertes is swak. Waak saam met my en bid. In Romeine 7 vers 15 tot 25 kom praat Paulus hiervan, van hierdie stryd. En hy praat van 'n doodsbestaan waarteen hy veg. Hy sê hierdie vlees laat my party daar so moedeloos voel. Ek is party daar so te neergedruk. Vers 24 kom skryf hy van homself, ek is 'n ellendige mens. Hy sê, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Ek dink baie keer wanneer ons so gejaagd raak en ons is so besig met hierdie lewe en ons worstel so met hierdie lewe, dan kan dit dalk vanaand ook die waarheid van jou wees. Dalk het ons net nie die guts om dit vir iemand anders te sê nie. Dalk raak ek en jy ook in ons eie lewens so opgewerk met onsself dat ons soos 'n ellendige mens voel. En dat ons vir die Here vra, maar wie gaan my help in hierdie gejaagde ratreis? Wie gaan my help om teen hierdie selfsugtige begeertes van meer en vinniger te veg? Hoe gaan ek van hierdie doodsbestaan loskom? Die boodskapvertaling vertaal vers 24 so, wat 'n patetiese mens is ek nie. Ek leef in die doderyk. Wie kan my uit hierdie gemors uit verlos
waarin my liggaam vasgevang is. Kom ons vertaal dit 'n bietjie in terme van ons tema. Wat 'n patetiese mens is ek nie. As ek so eerlik word vanmôre en ek doen hierdie selfassessering en ek kyk hoe die lewe verby my gaan en hoe ek verby alles leef, hoe ek myself mis, hoe ek my spesiale mense mis, hoe ek die Here mis, hoe ek spesiale tyd saam met die Here mis, wat 'n patetiese mens is ek nie. Ek lewe in 'n doderyk. Wie gaan my uit hierdie gemors, hierdie gejaagde gemors uit kan red waarin ek vasgevang is? Hierdie laaste woorde hier in vers 24 noem my 'n doodsbestaan. Die Grieks, as jy dit gaan kyk in die Griekse vertaling wat ek daar neergeskryf het, dan staan daar, ek gaan dit nie nou vir jou wys nie, dan staan daar letterlik, wie gaan my verlos van hierdie dooie liggaam, wat ek eintlik saam met my dra? En dan verwys hy eintlik na hierdie vlees van hom. Wat gaan my verlos van hierdie vlees waarmee ek so worstel, wat my so moedeloos maak? Wat gaan my verlos van hierdie gejaagdheid? Van hierdie misleef van elke dag? Wat gaan my van hierdie dooie liggaam wat ek saamlaag bevry? Dan is dit baie interessant, as jy na hierdie woorde gaan kyk daar, Paulus vra, wie gaan my van hierdie doodsbestaan verlos? Dan sê die Grieks bietjie, wie gaan my van hierdie dooie liggaam verlos? Dan is daar bietjie twyfel onder die slim ouens, maar waarskynlik sê hulle, dit kan wees dat Paulus hier na 'n metode van straf in die Romeinse ryk verwys het. Wanneer jy iemand doodgemaak het en jy die moordenaar is en jy skuldig bevind is in die hof, het hulle daai persoon wat jy doodgemaak het, as dit nie 'n Romeinse burger was. As dit 'n Romeinse burger was, dan het hierdie straf nie so gewerk nie, want hulle sal nie 'n Romeinse burger deur hierdie ding laat gaan nie, want hulle het 'n Romeinse burger se liggaam met hulle vereer aan die gode. Maar as jy sê nou maar 'n nie-Romeinse burger doodgemaak het nie, dan sou hulle hierdie dooie liggaam aan jou lyf vasgemaak het, en jou straf was om met hierdie dooie liggaam rond te beweeg. En soos wat hierdie dooie liggaam op jou liggaam verrot het, het hierdie dooie liggaam en die bakterieë van daai ontbinde liggaam in jou liggaam ingegaan, en dit het jou siek gemaak. En so het jy met daai dooie liggaam op jou lyf sieker en sieker geword, totdat daai dooie liggaam se bakterieë jou op die einde van die dag doodgemaak het. En so sê Paulus, waarskynlik dink hy aan hierdie vlees wat hy so saam met hom dra, wat hom so infekteer, wat hom so eintlik van dit wat die Here in gedagte het kom beroof. En dan sê hy, wie gaan my verlos van hierdie bestaan? Wie gaan my verlos? Wie gaan my van hierdie verrotte eie ek losmaak? Kom ons kom terug na ons tema toe. Ek wil graag elke dag optimaal raak leef. Maar ek is al so moeg daarvoor, ek is al so moeg vir die gejaag en die misleef. Wat my eie selfsugtige begeertes en wat vir my belangrik is en waarmee ek besig is, maak my so gejaagd. Hoe gaan ek van hierdie stuk verrotting hier op my lyf loskom? En dan gebeur daar eintlik 'n paar goedjies wat ons nie moet miskyk, as Paulus hierso in vers 24 en voor dit 'n bietjie met homself redeneer nie. Dan is hy in die eerste plek, is hy eerlik. En hy kom op 'n punt waar hy erken, in vers 15 en 16 van hoofstuk 7, en dan vers 21, 22 en 23 van vers 8, waar hy erken dat dit wat hy wil doen, dit doen hy nie. Die goeie wat hy wil, dit doen hy nie. Hy is 'n ellendige mens, en hy erken dat iemand of iets hom van hierdie selfsugtige begeertes van hom moet losmaak. En dan die tweede vraag, of die tweede tree wat hy gee, is 'n vraag, is 'n uitroep, is 'n hulproep wat sê, maar wie gaan my kan help? En dan in vers 25 kom hy by die antwoord uit. Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus. Aan God die dank, Jesus gaan my van hierdie verrotte, dooie, selfsugtige eie natuur wat my vreugde in die lewe kom steel, verlos.
En jy hoor sommer in hoofstuk 6 en 7 hierdie worsteling. Jy hoor hierdie stryd waarmee Paulus besig is. En as ek en jy wedergebore kinders van die Here vanaand is, dan is hierdie selfde stryd in my en jou lewe van toepassing. Op baie terreine, maar ons maak dit van toepassing bietjie op my en jou tydbestuur en hoe ek en jy elke dag in ons lewens sien en gebruik. En vir my en vir jou om van hierdie gejaagde lewe los te kom, moet ek en jy presies dieselfde doen as wat Paulus gedoen het. Ek en jy moet iewers op 'n punt kom waar ons vanaand vir mekaar sê, of waar jy vir jouself sê en erken dat jy met 'n stryd besig is. En dat hierdie gejaagdheid van jou nie vir jou goed is nie. Dat jy nie meer daarmee tevrede is nie. Maak nie saak wat die wêreld daar buite sê nie, maak nie saak wat die kultuur daar buite sê nie. Hier binne in jou hart kom jy op 'n punt waar jy oortuig word wat sê, maar God dink anders oor elke dag. God het 'n ander siening oor hoe 'n mens die dag moet leef. So moet ek en jy kom en erken dat daar iewester in my en jou lewe 'n probleem is. En dan moet ons op 'n punt kom waar ek en jy sê, maar help my. Wie gaan my help om van hierdie worsteling waarmee ek besig is, los te kom? Moet ek nog 'n boek gaan koop? Ek het so 'n pak boeke wat ek hierdie afgelope tyd deurwerk. Wat gaan oor Eat the Frog, en Atomic Habits, en How to Fight Procrastination, en whatever. En daar's wonderlike goed in daai boeke geskryf. Daar's wonderlike sielkundige raad om vandag raak te leef. Maar as ek nie op 'n punt kom waar Paulus gekom het in hierdie stryd tussen vlees en gees nie, dan gaan 'n boek nie help nie. Ek en jy moet as wedergebore kinders van die Here wat binne in hierdie ratreis is, wat elke dag misleef, op 'n punt kom waar ons om hulp roep. Waar ons erken ons het 'n probleem en waar ek en jy groot genoeg is om klein genoeg te word en vir God te sê, wie sal my van hierdie gejaagde lewe verlos? Wie sal my help in hierdie krisis? En dan gaan ek en jy by dieselfde antwoord uitkom as Paulus. Want hy kry die antwoord in die Bybel. Hy skryf dit self. God het dit aan hom geopenbaar. Jesus Christus gaan my help. Kom ons blaai nou 'n bietjie na hoofstuk 8 toe. As jy 'n bietjie hoofstuk 8 by die huis gaan deurlees, dan gaan jy sien dat in hierdie hoofstuk gebeur daar 'n interessante ding. In hierdie hoofstuk sien ons Paulus skryf dat die Heilige Gees hom gaan help. Hy eindig hoofstuk 7 met die antwoord, prys die Here, Jesus Christus gaan my help. Hoofstuk 8 begin met daar's nie veroordeling nie, en dan gaan hy oor na die Gees toe. En dan is sy antwoord eintlik om in hierdie stryd tussen sy vlees en sy gees, gaan die Heilige Gees hom help. Nou moet jy versigtig wees vanaand as jy dit hoor, en jy val so in hoofstuk 8 in, en ek en jy sê vanaand vir mekaar, maar God dank, dis nie net boeke nie, dis nie net nuwe skills en vaardighede nie, dis God, die Heilige Gees wat my in gaan help. Moet jy nie in die strik trap wat baie mense intrap nie. Daar's 'n stukkie in die Ou Testament, in 2 Kronieke 20 vers 15, wat baie mense gebruik uit konteks uit. En in 2 Kronieke 20 vers 15 staan daar, hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar 'n saak vir my God. En dan spring ons op hierdie wa, en ons vat hierdie Bybelse teks, Karin leer ons mooi, wat sê sy altyd? Dis net die teks, niks anderster as die teks, binne-in konteks nie. Dan pluk ons 2 Kronieke 20 vers 15 uit, en ons sê, God dank, in hierdie gejaagde lewe, gaan U my verlos. En onthou ons het vanmôre vir mekaar gesê, moenie 'n verkeerde verstaan van God hê, wat ewe skielike wonderwerk in hierdie wêreld gaan doen, en hierdie gejaagdheid van die wêreld op 'n bonatuurlike manier gaan tot stilstand bring, sodat ons sy kinders ewe skielik weer elke dag raak kan leef. Hy gaan nie. Die konteks van 2 Kronieke 20 is 'n oorlog. Koning Josafat van Israel is teen 'n oormag en 'n oorlog gewikkel, en dan kom die Gees van die Here op die Leviet Jegasiel, en Jegasiel sê hierdie woorde vir Josafat.
Hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. En as jy daai hele hoofstuk gaan lees, dan sien jy wat daar gebeur het. En is 100% die waarheid. Maar daai teks is binne konteks en uit konteks gevaarlik. Natuurlik is hierdie stryd wat ek en jy tussen vlees en gees het, 'n saak waarby God 100% betrokke is. Natuurlik is dit beter tydbestuur en die raakleef van elke dag 'n saak waarby God betrokke is. Maar om 'n beter tydbestuur te hê en om vandag raak te leef, is nie net God se saak en sy oorlog. En dit moet ek vanaand vir jou mooi duidelik sê. En dis wat Paulus ook in hierdie gedeelte nie sê nie. Paulus sê nie, God dank, nou sit ons agteroor en ons wag vir 'n wonderwerk. Die Here roep vir my en vir jou om in 'n oorlog betrokke te raak. Hy wil hê ons moet veg teen ons selfsugtige begeertes. Hy wil hê ons moet veg teen wat die vlees wil en wat die eie ek wil. Hy wil hê dat ek en jy moet veg teen 'n gejaagde lewe. In samewerking met die Heilige Gees. So daarom moet jy nie na hierdie Pinksterreeks toe kom en dink jy gaan iewers die hande opgelê word en van môre af gaan jou dagboek 'n vandagboek wees. En ewe skielik gaan alles klop, disselboom loop en jy gaan anders ter lewe. Onthou om vandag raak te leef beteken nie jy gaan sit en niks doen nie. Ek het vanmôre gesê God het nie 'n probleem met 'n vinnige lewe nie, hy het 'n probleem met 'n gejaagde lewe wat vol spanning en stres en negativiteit en moedeloosheid is. Maar om elke dag raak te leef en optimaal in Jesus se diep voetspore te loop, gaan ek en jy saam met God hierdie pad moet loop. Ek en jy het 'n aandeel. Dis nie net 'n bonatuurlike wonderwerk wat gaan gebeur nie. Maar kyk nou 'n bietjie sommer net as jy opgewonde word raak saam met my en jy wil hierdie teks gaan kyk en jy gaan vergelyk 'n bietjie hoofstuk 7 met hoofstuk 8. En ons gaan kyk sommer hoe die atmosfeer in hoofstuk 8 verskil van die atmosfeer in hoofstuk 6 en 7. Gaan doen jouself die guns en gaan lees hierdie 3 hoofstukke sommer net so 'n bietjie na mekaar. Gaan kyk 'n bietjie in hoofstuk 6 word die Gees met 'n hoofletter glad nie gebruik nie. In hoofstuk 7 een keer. In hoofstuk 8 in die Griekse teks 21 keer. Daar's 'n groot skuif in een woord tussen hoofstuk 7 en hoofstuk 8. In hoofstuk 7 word die woord of die woord ek word dit baie gebruik. In hoofstuk 8 glad nie. As jy nog so 'n bietjie verder gaan, dan sal jy agterkom dat in hoofstuk 8 word die woord in meer as 13 keer gebruik. In wat? In Christus. Christus in my. In die Gees. Die Gees in my. Hier lê die geheim. Hier lê die geheim, as ons dood eenvoudig net gaan kyk in die keuse van die woorde wat Paulus gebruik tussen hoofstuk 7 en hoofstuk 8, kom gee hy vir my en vir jou die antwoord wat sê, weet julle waar moet julle julle hulp gaan soek? Dit lê by die Heilige Gees. Ons Heilige Gees is die antwoord vir ons alledaagse stryd. Dis 'n voortdurende stryd. Dis nie 'n stryd wat ophou nie. Paulus sê nêrens in hierdie gedeeltes wat ons gelees het, daar gaan 'n dag kom wanneer hierdie vlees en gees stryd verby is nie. Dit impliseer dat daar nooit 'n dag gaan kom wanneer ek en jy nie in hierdie frustrasie gaan wees van om gejaag te wil wees, om by die Jones te hou en om by die tempo van die wêreld in te pas versus een dag op 'n slag, soos God wil hê nie. Dis 'n voortdurende stryd. Dis nie 'n stryd wat makliker word hoe ouer jy word nie. En dis ook nie 'n stryd wat makliker word hoe langer jy 'n Christen is. Hierdie is 'n stryd
Hierdie is 'n felle stryd. Want as die duiwel dit kan regkry om vir my en vir jou net oor môre en oor gister te laat dink en vandag mis te leef, dan neutraliseer hy ons in God se koninkryk. En God het so baie passie dat ek en jy vandag sal raak leef, nie sodat dit met jou beter sal gaan nie, maar sodat jy die voorregte, die geleenthede, die avontuur van sy koninkryk elke dag kan raak leef. Hoofstuk 8 is vol van die Heilige Gees. Weet jy wie is jou antwoord? Weet jy met wie moet jy saamwerk in hierdie stryd wat jy het om elke dag raak te leef? Saam met die Heilige Gees. Dis wanneer ek en jy in pas met die Heilige Gees begin leef, wanneer ons vandag raak leef. Die Heilige Gees doen in hierdie hoofstuk 8 3 goed. Om vir Paulus te help om te veg teen sy vlees, wat in opstand is met die Gees. En deur hierdie 3 goeders, wat die Heilige Gees in Paulus se lewe doen, kry hy oorwinning oor sy vlees en sy selfsugtige begeertes. En daai selfde 3 beginsels is van toepassing in my en jou oorlog teen homself om elke dag raak te leef. Jy kan hoofstuk 8 rustig by die huis weer 'n keer gaan deurlees. Ek kan nie vanaand vir jou alles lees nie. Maar hier is 3 aksiewoorde wat die Heilige Gees doen in hoofstuk 8, wat vir ons sleutels is, wat vir my en vir jou help, wat vir ons vaardig maak om teen hierdie gejaagde lewe waarmee ons besig is, weerstand te bied. Wat doen die Heilige Gees? As jy hoofstuk 8 saam met Paulus gaan lees, dan skryf hy in hierdie bestaan, in hierdie stryd waarmee hy besig is, bekragtig die Heilige Gees hom. Die Heilige Gees bevestig dat hy 'n kind van God is en aangeneem is tot 'n kind van God en dat hy 'n erfgenaam is. En die Heilige Gees bid vir hom. En die Heilige Gees tree vir hom in. En ek wil sommer vanaand, voordat ek dit 'n bietjie uitpak, dit op jou tafel kom neersit en sê, dis presies die 3 goed wat ek en jy moet hoor, en wat ek en jy moet omarm, en wat ons moet gaan bedink, en mee moet gaan besig wees, want dit is om in pas met die Heilige Gees te wees. Die Heilige Gees bekragtig ons. Daar staan in hoofstuk 8 vers 11 en verder staan hierdie woorde. Ek lees vir julle vers 10. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Hoe gaan ek van hierdie worsteling rondom my tydbestuur en elke dag op 'n slag loskom? Net soos wat die Heilige Gees vir Paulus bekragtig, vir my en vir jou in ons algemene oorlog teen die vlees bekragtig, kom sê hy vanaand, kom bekragtig ek jou, om ook in jou stryd met jou gejaagdheid as oorwinnaar uit te kom. Paulus fokus hier op die krag wat die wedergeborene ek en jy in ons het. En ek wil sommer saam met jou reis, miskien maak jy soos ek maak. Wanneer ek so buite beheer voel en ek weet nie wat om te maak om hierdie gejaagdheid iewester tot orde te bring nie, dan gryp ek 'n boek of ek probeer dink, hoe gaan ek 'n plan maak? En met saam te sê ek vanaand vir julle, is dit ook nie my eerste reaksie om die krag en die bekragtiging van die Heilige Gees in my lewe eerste te vat en toe te pas. Ons gaan soek so op verskeidenheid plekke. Ons wil wegbreek. Ons wil gaan vakansie hou. Ons wil uit hierdie ritme uitkom. Alles goeie goed is. Maar Paulus se raad is, hy sê onthou dieselfde Gees, die Heilige Gees, wat vir Jesus uit die dood uit opgewek is in jou. So wie gaan my help? Wie gaan my verlos van hierdie
patetiese bestaan van gejaagdheid? Wie gaan my help in hierdie redreis waarin ek my bevind? Die Gees van God. Dieselfde krag waarmee hy vir Jesus uit die dood uit opgewek. In Efesiërs 1 vers 18 bid Paulus dit vir die Efesiërs. Hy sê, mag julle geestes oopgaan, sodat julle iets kan verstaan van hierdie krag waarmee Jesus uit die dood opgewek is. Hierdie Heilige Gees se krag. Ek wil jou vanaand bemoedig, in jou worsteling gaan dit nie oor 'n paar tegnieke nie. Jou krag lê in die Heilige Gees. In daardie krag wat vir Jesus uit die dood uit laat opstaan. Die kopskuif wat ek en jy moet doen, is om te sê, ek wil by daai krag gaan inprop. Ek wil toelaat dat daardie krag deur my en in my werk. Ek en jy kan nie die vlees teëstaan. Paulus sê dit baie duidelik in hoofstuk 7 en hoofstuk 8. Ek en jy kan nie met ons gees onderhandel nie. Ag, met ons vlees. Ek kan nie met my vlees in gesprek gaan en sê raak rustig en moenie so betrokke raak by die wêreld nie en moenie nog goed in jou dagboek skryf nie, moenie nog besiger raak nie. My vlees luister nie vir sulke gesprekke nie. Ons het die krag van God nodig. En die Heilige Gees bekragtig ons. Dieselfde krag waarmee Jesus uit die dood uit opgewek is, dis in jou. En ek wil jou vanaand bemoedig, met daardie krag moet jy na jou dagboek toe gaan. Met daardie krag moet jy jou dagboek vandag se boek maak. In Korintiërs 10 vers 13 sê Paulus, as hy daar skryf, dan sê hy, God sal ons krag gee in elke versoeking. Hy sal ons genoeg krag gee in elke versoeking, dat daardie versoeking ons nie sal oorweldig. Daai selfde Paulus, daai selfde krag, is vanaand die antwoord vir 'n besige lewe. Het ek en jy al so direk, soos Paulus hier skree, hierdie gebed in sy hart, na die Gees toe gegaan en gesê, ek kan nie meer met hierdie lewe waarmee ek besig is leef nie. Dis te gejaagd. Maar ek kom soek by u krag. Al die krag wat jy nodig het, om jou dagboeke van dagboek te maak, is in jou. Dis in jou. Dis wonderlik om dit vanaand te hoor, maar weet jy wat? Dis ook 'n bietjie onrusbarend en is 'n bietjie uitdagend, want dit kom sê vanaand vir my en vir jou, ons het nie verskonings nie. Ons het nie verskonings nie. As ons in hierdie gejaagde lewe is, en ons kom nie uit hierdie gejaagde lewe uit, is dit nie God wat se krag te min is nie. Dis nie omdat hy 50% krag in jou gesit het en 80% in 'n ander ou se nie. Dis omdat jou wilskrag en hierdie krag van die Heilige Gees nie met mekaar belyn is nie. So dis die uitdaging. Hierdie krag wat in jou is, moet belyn word met my en jou wilskrag. Om te wil verander. Om elke dag te wil raak leef. Ek het gesien hoe sukkel julle om vir 2 minute in die oomblik te wees. Party van julle vat nie eens julle telefoon nie. Julle kyk nie eens na julle foon nie. Dis in julle sakke iewers, maar julle vat hom nie eens nie. Julle tel hom nie eens op nie. Daai 2 minute is vir jou soos ure. Jy sukkel, jy worstel met daai 2 minute. Om in die oomblik te kom. Het jy 'n wil? Het jy regtig hierdie wilskrag om te sê, Here, ek wil my wil, ek wil waaragtig nie meer op hierdie pad beweeg, wat so gejaag is nie. En ek wil my wil belyn met u krag. Ek wil my vlees, wat so gejaagd is, wil ek onder u beheer kom sit. En ek wil dit belyn met dieselfde krag, waarmee u vir Jesus uit die dood uit opgewek. Ek het vanmôre vir julle gesê, dis nie tegnieke nie, dis 'n kopskuif. Dis 'n kopskuif. Dis 'n kopskuif wat ek en jy moet maak. Hierdie oorwinning teen die vlees, hierdie gejaagde lewe, gebeur nie van self nie. Die Griekse teks sê, ek en jy moet hierdie gejaagdheid, hierdie vlees, moet ons doodmaak. Ons moet hierdie gejaagdheid, die vlees, moet ons aktief, intentioneel beveg. To put this thing to death
Hierdie selfsugtige eie ek en begeertes moet verhonger word. Dit moet uitgehonger word totdat dit sterf van die dood. Romeine 8 vers 13 sê, as julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees laat beheers, gaan julle 'n einde maak aan hierdie sondige praktyk. Daai woord einde maak in Grieks oorspronklik sê om daardie selfsugtige begeertes uit te honger, te verhonger totdat dit dood is. Om dit nie kos te gee. So Paulus sê, as jy wil veg teen jou selfsugtige begeertes, moet jy agterkom wat voer hierdie selfsugtige begeertes, en jy moet dit ophou doen, want in daai proses verhonger jy daai selfsugtige begeerte, en gaan daai begeerte agteruit totdat hy dood is. En dis presies dieselfde ding, wat vir my en vir jou moet gebeur, in ons stryd, in ons soeke, in ons worsteling van, om vandag raak te leef. Jy moet die goed, wat jou so besig maak, en wat jou so gejaagd maak, moet jy uithonger. Want dit gaan hier oor wie die meeste kos kry, word die sterkste en oorleef. En Paulus gebruik hierdie beginsel, wanneer jy veg teen die vlees, honger dit wat daardie vlees opwalm, wat daardie vlees kos gee uit, en in daardie proses gaan hy dood. Ek het eintlik so 'n videoetjie daar van 'n ouetjie wat by een of ander karnaval 'n speletjie speel, Hit the Mole. Ek weet nie of julle hom al gespeel het nie. Toe ons kinders klein was, het jy so 'n dingetjie gehad, dan speel jy dit, dan slaat jy die goedjies so op die kop en kry jy kaartjies. Kyk sommer net 'n bietjie hoe speel hierdie ouens. Hit the Mole. Hit the Mole. Kyk nou daai, gaan nou uitkom. En wat gebeur as daai dingetjie sy kop uitsteek, as daai mol sy kop uitsteek, wat doen jy dan? Dan werk jy om in die hand. Dan roer jy vol. Kyk daar, as sy kop uitsteek, dan timmer jy hom in met daai man. Dis die moral of die game. Hit the mole. As hy kop uitsteek, slaat vir hom plat. Dieselfde speletjie moet ek en jy speel met hierdie goeters wat my en jou so gejaagd maak. Ons moet in plaas van voer, moet ons hulle op die kop slaan en uithonger. Want solank ek daai goed wat my besig hou, kos gee en voer, raak hulle vinniger en besiger en bedrywiger. Die Gees van God wil jou help, maar hy slaan nie die maal op sy kop namens jou nie. Jy moet dit self doen. Saam met hom. So wanneer jy hierdie goeders, hierdie vlees uithonger, is die beginsel voer die Gees. So moenie net sekere goed ophou doen nie, doen sekere goed in plek daarvan. As jy 'n slegte ding uithonger, voer 'n goeie ding. En in die geesteswêreld kom sê Paulus, wanneer jy iets uithonger wat jou vlees en jou selfsugtige begeertes kos gee, moet jy terselfdertyd die Gees, jou verhouding met die Here, voer. Ons gaan môre aand 'n bietjie stil staan by, hoe markeer jy die pas om in pas te kom? Wanneer ek en jy iets uithonger, moet ons in ons geestelike lewe iets voer. Wanneer jy iets in jou alledaagse lewe uithonger, sodat jy vandag kan begin raak leef, moet jy iets in die plek sit wat jy voer. Die tweede belangrike ding, wat Paulus ons in hierdie teks leer, is, hy bevestig, dat ons kinders van God is, en dat ons aangeneem is. En as die Heilige Gees dit bevestig, sê Paulus, dan word ek 'n erfgenaam. Die Heilige Gees, vers 16, getuig saam met my gees, en lees daai teks wat, dat ek 'n kind van God is. Dat ek die Gees ontvang het, dat ek 'n kind van God is, en dit laat my Abba uitroep. Dit beteken Vader. Hierdie Gees van God, hoofletter, getuig saam met my gees, kleinletter, dat ons kinders van God is. En omdat ek 'n kind van God is ek 'n erfgenaam van God. En omdat ons erfgename van God is ons erfgename van Christus.
En aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons deel hê aan sy heerlikheid. Die tweede ding wat die Gees van God doen, wanneer ons in hierdie stryd besig is tussen die vlees en die Gees, wanneer ek en jy besig is om hierdie lewe te probeer raak leef, is om vir my en vir jou te kom oortuig van ons kindskap van God. Onthou julle gejaagdes, julle haastige mense, julle ouens wat vir julle self vanaand half pateties voel, omdat julle so bedrywig is en die lewe mis, onthou julle is kinders van God. Ek veronderstel dat jy vanaand 'n kind van God is, dat jy wedergebore is. Die Gees van God kom herinner vir jou in hierdie gejaagde lewe waarmee ek en jy besig is, dat ek en jy 'n kind van God is en dat ons erfgename is. Hoekom doen hy dit? Hoekom sê Paulus dit? Hoekom is dit belangrik wanneer ek en jy met hierdie stryd tussen die vlees en die Gees besig is om te hoor saam met die Gees en my Gees dat ek 'n kind van God is? Hoekom is dit nodig? Want het is belangrik om te weet wie ons is, en het is belangrik om te weet, sê Paulus, wie sin ons is. Want as jy weet wie jy is, en jy weet wie sin jy is, dan veg jy anderster teen die vlees. Wat het ons vanmôre vir mekaar gesê? Wat is een van die grootste probleme in die wêreld vandag? Is 'n soeke na identiteit. Dis 'n soeke na doel in die lewe. So waarom raak ons so besig, oormatig besig? Want in hierdie besig word en in hierdie redreis probeer ek iewester in myself uitvind wie is ek? Waar hoort ek? Het ek dan 'n bietjie waarde? Wat is my doel op die aarde? Paulus sê, wanneer jy besig geraak en hierdie stryd tussen vlees en gees word erger en erger, dan doen jy snaakse goeters, want jy soek na identiteit. Baie van ons se besige dagboeke is eintlik 'n beskrywing van wie ons graag wil wees of wonder wie ons is. Paulus sê die Gees kom herinner ons aan wie ons is en wie sin ons dit. Want as ek weet wat my identiteit is, dan hoef ek nie besig te raak om te weet wie ek is. Dan kan ek afskaal, dan kan ek sekere goeders uithonger, omdat ek op 'n ander manier wil leef, sonder om my identiteit te verloor, sonder om my selfwaarde te verloor. Paulus kom skryf, sê in hierdie teks, ons is erfgename, en hy wil dit vanaand vir jou sê, wanneer ek en jy God se kind word, dan kry ons 'n erfporsie wat nie ons in is. Ons deel in hierdie voorreg van God. As ons weet wie ons is, en ons groei in wie ons in Christus is, dan ontdek ons al hoe meer van wie ons regtig is. En dan het ek nie 'n besige lewe nodig om my identiteit te vorm. Paulus sê, hy laat ons God aanspreek as Abba. Abba is 'n woord wat vandag in die moderne Hebreëus, as jy in Israel rondloop, sê hulle, deur kinders gebruik word om hulle paas aan te spreek. Hulle sal Abba sê, Abba, ek soek 'n milkshake. Dis papa, ek soek 'n milkshake. Dit lyk tog van die antieke tyd, in Israel se tyd, in die ou antieke Joodse tyd, was daar ook ietsie anders by Abba gekoppel. Dit was nie net hierdie papa en hierdie, ek is lief vir papa, en papa buig sy knie, en ons het 'n goeie verhouding met mekaar. 'n Mens kan dit amper in terme van respek sien, en jy kan dit in terme van eerbied sien, in terme van ontzag. In Engels sou 'n mens sê, Abba kon ook beteken dit sir. Die Engels het 'n mooi manier, as ek luister na kinders in huise, dan sal party kinders vir hulle pa en ma sê sir en man. In ons huis het ons kinders nooit die voorreg gehad om my en vir Alma jy te noem. Hulle doen dit vandag nog nie. Ons het die uitgangspunt dat as jy my jy noem, dan word jy my vriend en dan raak ek en jy op dieselfde vlak. So ek en ons kinders praat vandag nog met mekaar as papa en ek praat met my kinders as Alma en Zanne. Maar hierdie stukkie waarheid in hierdie woord moet ons vanaand nie vergeet nie. Die Heilige Gees herinner ons aan wie ons is en wie sin ons is. En hy laat ons God aanspreek as Abba. En wat 'n wonderlike voorreg is dit om 'n hemelse God vir 'n pa te hê, in wie ek of met wie ek in 'n liefdesverhouding kan staan. Maar hiermee saam kom ook 'n stukkie respek en ontzag.
Wanneer 'n kind na sy pa verwys as sir, of wanneer hierdie antieke Jood vir sy pa gesê het Abba, dan het hy gesê, ek het respek vir jou. Ek het eerbied vir jou. Ek het soveel ontzag vir jou dat ek bereid is en graag gehoorsaam wil wees aan wat jy van my vra. So daarom het hierdie aanspreekvorm van Abba gesê, ek respekteer jou. Ek het ontzag vir jou. Ek wil graag so lewe soos wat jy wil hê ek moet. Ek wil jou gehoorsaam. In hierdie stryd wat ek en jy het, wanneer ek en jy besef, die gees wat in ons is, herinner ons daaraan dat ons kinders van God is, dat ons erfgename is, en hy help ons om God aan te spreek as Abba, dan onthou ons vanaand, dat ek en jy ontzag en respek vir God moet hê. En wanneer ek ontzag en respek vir God het, dan kyk ek anders na my dagboek. Dan wil ek op 'n ander manier met my dagboek en my gejaagdheid besig wees, want ek wil ook graag vir hierdie God, my pa, vir wie ek Abba sê, wil ek ook graag eerbied en ontzag en respek toon, en hoe? Deur my gehoorsaamheid aan wat my pa wil hê, en wat wil ons pa hê? Ek hou van vandag. Ek wil hê jy moet elke dag op 'n slag raak leef in my koninkryk, sodat dit kan uitbrei, sodat ek verheerlik kan word. Hy bid vir ons. Die derde belangrike ding, hy bid vir ons. Onthou wanneer jy so stry met jou tyd en met jou gejaagdheid, hoekom wil jy dit verander? Hoekom wil jy nie meer so wees soos jy is? Hoekom wil jy graag optimaal elke dag raak leef? Omdat jy gehoorsaam wil wees aan jou Abba, aan jou hemelse Pa. Ek doen dit nie vir myself nie. Ek doen dit nie net vir 'n stuk selfverheerliking nie. Nee, ek is gehoorsaam aan hom. Hy tree in, hy bid vir ons. In vers 26 en 27 staan daar, die Gees staan ons by in ons swakheid. Wanneer ons nie weet hoe om te bid nie, dan bid die Gees vir ons. Hy pleit vir ons met versigtiging wat nie met woorde gesê kan word. Ek dink hierdie teks is nie die Bybelse teks wat spreek in tale kom begrond nie. Ek glo 100% in die spreek in tale en ek glo dat dit 'n gawe is en dat dit gebeur en dat dit kan gebeur. Maar hierdie teks is nie die bewys dat ek en jy in tale bid as die Heilige Gees vir ons hier intree. Hoekom nie? Want hy sê hier, die Gees self pleit vir ons met versigtiging wat nie met woorde gesê kan word. So wanneer ek in tale bid, dan is dit woorde. Wanneer die Heilige Gees hier sê Paulus in ons swaartyd, gaan lees 'n paar verse voor, in ons lyding, in ons worsteltyd vir ons intree en vir ons in ons swakheid bystaan, dan pleit hy vir ons en hy tree vir ons in op 'n ander manier. Op 'n ander manier. En ek wil sommer vanaand vir jou daarin herinner, dat wanneer jy so worstel met God, met tyd, met 'n gejaagdheid, met jou dagboek, en jy het hierdie ingesteldheid in jou hart, om dit te verander, dan kom ek en jou op 'n punt waar ons voor God sommer net op die grond moet gaan lê, letterlik of figuurlik. Waar ek en jy so moedeloos is met hierdie gejaagdheid, waar ek en jy nie meer woorde oor het om te bid nie. Ek kan onthou daai tyd toe, wanneer hy so siek was, het ons op 'n punt in ons lewe gekom wat sê ons is opgedroog, ons weet nie meer wat om te bid nie. Ons het net voor die Here gestaan en gesê ons weet nie meer wat om te sê nie. En dis in daai oomblikke wanneer die Heilige Gees vir ons intree. En jou hartsversigtinge wat jy nie kan uitspreek nie, by ons hemelse Vader, by Abba gaan neersit. En dan bid hy 100% in lyn met God se wil. En ek wil jou vanaand daaraan herinner, as jy so worstel en jy sit hier moedeloos met die wêreld waarmee jy besig is en met jou gejaagde lewe, dan wil ek jou vanmôre herinner, wanneer jy op daai punt kom en wanneer jy so ernstig met jou gejaagdheid is, dat jy nie meer woorde het om dit met God te deel nie, op daai oomblik tree die Heilige Gees vir jou. En draai en tree hy vir ons in en bid hy vir jou by ons hemelse Vader. Lukas 22 vers 31 draai Jesus na Petrus toe en hy sê vir hom, Petrus, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid. Gaan lees hierdie teks. Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie in die steek sal laat. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy asseblief jou broers gaan versterk. Hy sit langsom en weet, jy gaan my verraai nou.
Die Satan wou gehad het, ek moes julle gesif het, en op die einde van die dag gaan jy dit nie gemaak het nie, want jy het my verraai, ek het vir jou gebid. Ek het vir jou ingetree, dat jy ewester tot inkeer kom, en dat jy weer van daar af jou broer en jou broers gaan versterk. Hy tree vir ons in. Hy tree vir ons in, as jy bietjie verder aflees, in vers 34, dan is dit nie net die Heilige Gees wat vir ons intree nie. Daar staan Jesus, pleit vir ons. Hy is aan die regterhand van God, op hierdie oomblik. Wanneer jy worstel met jou dagboek, om dit 'n dagboek te skuif na 'n vandagse boek toe, het jy die Heilige Gees ook vir jou intree, en jy het vir Jesus wat aan die regterhand van God sit, en vir jou pleit. Wat meer het ons nodig, sê Paulus, in hierdie stryd? Kom ons sluit af vanaand. Kom ons land die vliegtuig. Hoe kry ons dit reg om elke dag optimaal raak te leef? In pas met die Heilige Gees. Nie alles vir hom te gee nie. Nie te wag vir 'n wonderwerk nie. Maar saam met hom in hierdie stryd betrokke te wees. Ek wil vir jou net so 'n oombliekie kans gee, sommer net vanaand te dink oor wat jy gehoor het. Waarmee gaan jy huis toe? Ek glo met my hele hart dat jy jou ritme wil verander. Dat jy jou besige dagboek wil verander na 'n vandagse boek. Wat hoor jy? Wat moet jy van vanaand af anders te begin doen? Wat gaan jy moet doen om daai goeders wat jy so besig maak te verhonger? Daai selfsugtige begeertes, daai drang met daai eie ek wat jou so op hierdie besige reis vat. Wat moet jy verhonger? Wat moet jy ophou kos gee? Wat moet jy ophou doen? Onthou jou identiteit lê nie in 'n besige program en 'n gejaagde lewe nie. Jou identiteit lê in wat die Gees van God sê. Jy is God se kind. Jy is sy erfgenaam. Dis jou identiteit. Hoef jy besig te wees om iets te wees. Het jy genoeg respek vir Abba? Om nie net in 'n lekker liefdesverhouding met hom te wees, en saam met hom te braai, en saam met hom rugby te gaan kyk, sommer net lekker met hom te kuier, en dit wil hy graag wees. Maar het jy genoeg respek en ontzag en eerbied vir Abba, dat jy bereid is om gehoorsaam te wees aan sy wil, en op te hou om vanmôre en gister te leef, en met alles in jou vandag te probeer raak leef. Glo jy dat die Heilige Gees en Jesus nou vanaand vir jou intree? Dat hy 100% bewus is van jou besige lewe. Dat hy 100% bewus is van hoe jy vandag misleef. Dat hy vir jou intree. Dat hy vir jou bid. Dat hy vir jou pleit. Here, as ons vanaand hierdie goed so luister, dan besef ek net opnuut, dis wonderlike woorde op papier. Maar hierdie woorde word eers kragtig wanneer ons dit, Here, implementeer en doen wat U vir ons sê. U herinner ons so mooi
as jy praat, gelukkig is jy, as jy doen wat ek vir jou sê. Here, en ek wil sommer vir ons almal vanaand bid. Ons is so moeg vir die patetiese bestaan van gejaagdheid. Party daar so fed up met onsself. Ons het so 'n begeerte om elke dag raak te leef. Ons kom vanaand na u toe. Ons kom sê sommer net vanaand, soos kinders, hier is ons Pa. Hier is ons Abba. Ons het soveel ontzag en respek vir u, dat ons gehoorsaam aan u wil wees. Help ons om die regte goed op te hou voer, en wys ons wat met ons voer. Steek sommer jou hande so met jou toe uit vanaand, so maak het sommer net so oop voor die Here. Hy ken jou hart, hy ken jou verskonings, hy ken al jou argumente vir jou. Kom sommer net vanaand na hom toe en sê, Here, ek kom net soos ek is. Ek glo dat as ek in pas saam met die Heilige Gees met my gejaagdheid besig is, die vir my op 'n ander pad sal vat. Ek vat dit vanaand van jou. In pas met die Heilige Gees, glo ek, kan ek vandag optimaal raak leef. Dankie. Amen. Ek gaan in die week so 'n bietjie in die oggende gaan ek by die podcast gaan ek so 'n bietjie reflekteer, teruggaan na die goed toe, hier en daar gaan ek vir ietsie anders te gee. Ek gaan 'n bietjie vir jou dinkwerk gee en my hartse begeerte is dat jy nie net 'n hoorder sal wees van die goed nie, maar dat jy dit sal doen. Ek wil sommer vanaand vir jou so 'n klein praktiese dingetjie gee en ek wil vir jou vra om as jy koffie of tee drink in die volgende week om bewustelik dit te doen. Proe dit, ruik dit, beleef dit en wees sommer net in daai oomblik sodat ons kan leer met klein alledaagse goedjies hoe om in die hier en nou te begin leef. Môre aand gaan ons praat oor hoe kom 'n ou in pas. Ons moet eers die pas markeer. Ek gaan vir jou 'n paar praktiese goed môre aand gee om jou te help om die regte goeders te voel, sodat hierdie slegte goeders kan uithonger en kan verhonger. Staan saam met my, ek wil graag seën. Dankie dat jy hier was. Ek sien jou môre aand 6:30. Mag die genade van ons Here, mag sy liefde en sy teenwoordigheid en mag sy woord goeie grond val. En mag sy gees saam met jou gees besig wees. En mag jou wilsbesluit in lyn kom met God se krag om vir elke dag te leef. Amen. Vrede vir julle.